Winde en vuurvlamme. Winde en vuurvlamme. Ek wil ten aanvang net so 2 kort storieetjies vertel. Die vrou het pas haar skoongewaste wasgoed gaan ophang om nou uit te droog. 'n Rukkie later steek daar wind op en ewe skielik kom daar 'n sterk stormwind en hy waai haar wasgoed tot in die buurvrou se erf. En heel verleë stap sy nou maar oor na die buurvrou toe en gaan klop aan die deur en sê, "Ekskuus buurvrou, ek het my wasgoed opgehang en die wind het gekom en my wasgoed is oor die muur daar na jou toe." En die buurvrou glimlag en sê, "Ek het nie geweet dat die wind doen gratis aflewerings nie." Die lesie, as ek dit so kan noem, is soms of meestal doen die wind dinge wat ons nooit verwag nie. Soms of meestal doen die wind dinge wat ons nooit verwag het nie. En die ander verhaaltjie is, die man en sy seuns is daar in die bos, hulle gaan kamp, dit is nou 'n bietjie donker, en hulle gaan soek gou houtjies en pak die vuur aan, en die pa het die vuurhoutjies, vuurhoutjie, hy kry nie die vuur aan die brand gesteek nie. En so elke vuurhoutjie haal hy nie weer uit en probeer aansteek, en hy kry net nie die vuur in gang nie, en sy seentjie sê van, "Pa, het pa al die vuurhoutjie boksie omgedraai, dat pa met die regte kant van die vuurhoutjie aansteek?" En die pa draai die vuurhoutjie boksie om, haal die vuurhoutjie uit en so steek die vuurtjie aan die brand. Soms bring die eenvoudigste raad die grootste resultate. Die titel Winde en vuurvlamme. Kom ons buig ons hoofde. Aba Vader, dankie dat ons hier so vanoggend kan saamkom. Vader, dankie vir u woord. Vader, dankie vir elke getuienis wat ons gehoor het vanoggend oor u goedheid en u guns. Aba Vader, dat u getrou is tot in die kleinste. Aba Vader, waar ons ook vroeër gepraat het oor die Hebreëse taal en hoe u alles so perfek in mekaar laat inskakel. Dan staan ons net in verwondering oor u grootheid en oor u almag. Aba Vader, aan u kom toe al die lof en die eer, want u is dit waardig. Aba Vader, ek bid dat hierdie boodskap vandag iets in elkeen van ons sal wakker maak en sal aanvuur. En dat ons hierso sal weggaan as veranderde mense vir u. Heilige Gees, ja Ruach, ek bid vir u stille teenwoordigheid in elkeen van ons se gemoed en ook hier waar ons vanoggend by mekaar is. Mag u naam verheerlik word in alle ewigheid. Amen. Ek wil hê julle moet blaai na Psalm 104 vers 4. Wat van die winde sy boodskappers maak, van vuurvlamme sy dienaars. Ons almal weet, ons leef tans in 'n wêreld wat so deurmekaar is en waar die heerlikheid en majesteit van Vader Jahwe so min gesien word. Dis sosiale media en dis nuus en dis allerlei gebeurlikhede wat ons so weghou en aflok van Vader se grootheid. Dinge gebeur so vinnig in ons alledaagse bestaan dat ons soms so fyn moet oplet na die klein dingetjies in die lewe net om Vader se hand te kan raak sien. Ons fokus is al so verander en verskuif dat ons werklik met volle aandag moet kyk om iets positiefs te kan raak sien. Ons is so beroof van Vader se heerlikheid en teenwoordigheid dat ons probeer om hom in alles raak te sien. Wat goed is, maar eintlik ook sleg is. Ons is so gefokus op en besig met die dinge van God, in plaas van dat ons besig is met die God van die dinge. Ons kan soms ure lank Bybelstudie hou. En ek sê nie dis verkeerd nie. Maar ons kom nie uit by die God van die dinge nie. Ons is besig met die dinge van God. Wanneer daar 'n briesie waai, dan soek ons
na die Heilige Gees jou roeg daarin. En wanneer 'n weerlig in die hemel breek met 'n knal, dan praat ons van Jahwe se almag. Maar wanneer gaan ons fokus verander? Wanneer gaan ons begin opstaan en optree? Wanneer gaan ons op die plek kom waar Vader Jahwe ons kan en wil gebruik? In plaas daarvan dat ons heeltyd net sien en hoor en ervaar en ontvang. En ek wil byvoeg soos 'n babietjie. Onthou as die meester terugkom, kom hy na sy volwasse bruid toe. Hy soek 'n volwasse bruid. Nie 'n babietjie of 'n kleuter nie. Wanneer gaan ons werklik sy boodskappers en sy dienaars word? Psalm 104 vers 4, wat van die winde sy boodskappers maak, van vuurvlamme sy dienaars. Nou oral in die Ou Testament sien ons dat Vader Jahwe wind en vuur gebruik het om sy grootheid en almag te bewys, om soms sy wil te laat geskied en om sy volk te rig en te lei en te voed. Wil julle moet blaai na Genesis 8 vers 1. Genesis hoofstuk 8 vers 1. En Elohim het gedink aan Noag en aan die wilde diere en al die vee wat saam met hom in die ark was. En Elohim het 'n wind oor die aarde laat waai sodat die waters gesak het. Nou Noag, sy familie en die diere vasgevang in die beskerming van die ark. En Elohim gebruik 'n wind om die waters te laat sak sodat hulle veilig en op droë grond kan wees. Vader stuur 'n wind sodat die waters kan wegsak en Noag en die diere op droë grond kan wees. In Eksodus 10 vers 19 met die 8ste plaag van die sprinkane gebruik Jahwe 'n sterk wind, 'n sterk westewind om die sprinkane in die Skelfsee te gooi. Daarop laat Jahwe die wind omslaan in 'n baie sterk westewind. Die het die sprinkane opgetel en hulle in die Skelfsee gedrywe. Daar het nie een sprinkaan in die hele gebied van Egipte oorgebly nie. Sien, soms gebruik hy die wind om dit wat nie moet wees nie, weg te kry. Soos wanneer mens koring uitwan. Wat gebeur? Jy vat die koring in die kaf en jy gooi dit in die lug. En die wind kom en hy waai dit wat te lig is, waai weg en die vol koring val terug op die grond. Dit wat te lig is, word weggewaai. Dit laat dink my aan wat geskryf is. Beweeg, getel en gelig te lig bevind. Word weggewaai. Numeri hoofstuk 11 vers 31. Numeri hoofstuk 11 vers 31. Dis nou daar waar die Israeliete nou hier in die woestyn ingaan en hulle begin teen Moses rebelleer en hulle begin murmureer en sê, maar ons het nou nie meer kos nie. Ons verlang na die vleispotte van Egipte. Numeri hoofstuk 11 vers 31. Toe het 'n wind wat van Jahwe kom, uitgevaar en kwartels van die see af oorgedrywe en op die laar gestrooi, omtrent 'n dagreis hier en omtrent 'n dagreis daar, rondom die laar, en hulle was omtrent 2 el bokant die grond. Nou ek wil gou hê julle moet bietjie dink, as jy nou vir 'n dag lank in die rigting stap, hoeveel kilos sal dit ongeveer wees? Ok, en dan stap jy nou van daar af, ander rigting, nog 25-30 kilos. Let wel, 'n wind wat van Jahwe kom. Maar soms is daar winde wat nie van hom afkom nie. Soos die storm op die see in Matteus 8 vers 23 tot 27, toe hy opgestaan het en die winde en die see bestraf het.
Dis moet ons leer om te onderskei wat van hom afkom en wat deur hom gestuur is. En ons moet leer om te onderskei en om op te staan teen dit wat nie van hom af is nie. Want daar is winde wat van hom af is en daar is winde en storms wat nie van hom af kom nie. As gevolg van die wind van Jahwe is die volk gevoed. Kan ek dit weer sê, as gevolg van die wind van Jahwe is die volk gevoed. 1 Konings 18 vers 45. 1 Konings hoofstuk 18 vers 45. Dis nou hierso met Elia in die droogte. Nadat hy by die spruit van Krit was en Vader vir hom gesê het hy moet na Sarfa toe gaan. Lees ons in 1 Konings hoofstuk 18 vers 45. En in 'n oogwink was die hemel swart van wolke en wind en 'n groot reën het gekom en Agab het op die wa geklim en weggetrek na Jesreel. Na die droogte gebruik Jahwe wind om die wolke te waai wat reën bring en die droogte se greep te breek. Dis vir my so mooi in Psalm 147. Dis eintlik 'n baie mooi Psalm, maar ek wil net die laaste 6 versies lees. Psalm 147 vanaf vers 14. Hy wat aan jou grondgebied vrede verskaf, wat jou versadig met die beste van die koring, wat sy bevel na die aarde stuur, sy woord loop baie vinnig. Hy gee sneeu soos wol, hy strooi ryp uit soos as. Hy werp sy ys heen soos stikke. Wie kan bestaan voor sy koue? Hy stuur sy woord en laat hulle smelt. Hy laat sy wind waai, die waters loop. Hy maak aan Jakob sy woorde bekend, aan Israel sy insettinge en sy verordeninge. So het hy aan geen enkele nasie gedoen nie. En sy verordeninge, die ken hulle nie. Halleluja. Sy wind moet waai, sodat wat verkeerd is uitgewan kan word, weggewaai kan word, en sodat ons gevoed kan word en ons dors geles kan word. Sy wind moet waai. En dan kom ons by Moses en die brandende bos, Exodus 3, vers 2 tot 4. Onthou die titel Winde en Vuurvlamme, Exodus hoofstuk 3, vers 2 tot 4. Daarop verskyn die engel van Jahwe. Nou, wanneer ons in die Bybel lees van die engel van Jahwe, en dis met hoofletters, dan is dit Yeshua self. Daarop verskyn die engel van Jahwe aan hom, Moses, in 'n vuurvlam uit die doringbos. En toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie. En Moses sê, laat ek tog nader gaan en hierdie groot verskynsel bekyk, waarom die doringbos nie verbrand nie. Toe Jahwe sien dat hy nuuskierig nader kom, roep Elohim na hom uit die doringbos en sê, Moses, Moses, en hy antwoord, hier is ek. Die vuur, die branding, wek nuuskierigheid. Kan ek dit weer sê, die vuur, die branding, wek nuuskierigheid. En die nuuskierigheid bring beweging en naderkom. En dis hierdie naderkom wat Vader se stem laat hoor en sy wil openbaar. As die vuur nie daar was in die doringbos nie, was Moses se nuuskierigheid nie geprikkel nie. Het hy nie nooit nader gekom nie, het hy nooit Vader se stem gehoor nie. En was die volk dalk nooit verlos nie. Dit is die branding in ons wat gaan maak dat ander nuuskierig nader kom, sodat ons Vader se stem, sy woord kan laat hoor en sy wil aan hulle kan openbaar. Die branding in ons. Maar soms gebruik Jahwe vuur om te straf. Soos toe Korag, Datan en Abiram en die 250 in opstand gekom het teen Moses en Aaron. Numeri 16 vers 35.
Toe het 'n vuur van Jahwe uitgegaan en die 250 man verteer en die 250 man verteer wat die reukwerk gebring het. Die vuur van Jahwe het uitgegaan en die 250 man verteer. Of soos met Elia en die Baalpriesters, die afgodsdienaars, in 1 Konings hoofstuk 18 vers 38. 1 Konings hoofstuk 18 vers 38. En ons almal ken seker die verhaal, hoe dit Elia vir die afgodsbaalpriesters gesê het, hoorie, kom julle almal saam, en dan kyk ons wie se God is die ware God. En die Baalpriesters het gebid en geween en hulle self gesny en ek weet nie wat nog alles, allerhande rituele gedoen om te probeer dat hulle God iets moet doen of hulle afgode iets moet doen. En toe sê Elia vir hulle, hoorie, kom, bring water en gooi die altaar nat. Dat ons net vir eens en vir altyd kan klaarmaak met hierdie redenasie. 1 Konings 18 vers 38. Daarop het die vuur van Jahwe neergeval en die brandoffer en die hout en die klippe en die stof verteer. Ja, die water wat in die sloot was opgelek. Nou ek wens ek kon dit aanskou het. Hoe Vader se vuur nie net die offer verteer het nie, maar die offer en die hout en die klippe en die stof en dan natuurlik die water ook nog. Die Vader se vuur wek nie net nuuskierigheid nie, maar verteer wat verkeerd is. Kan ek dit weer sê? Vader se vuur wek nie net nuuskierigheid nie, maar verteer wat verkeerd is. Eksodus 9 vers 23. Dis nou hier waar Moses en die volk nog in Egipte land vasgevang is onder Farao. En ek lees vers 23. En Moses het sy staf na die hemel uitgesteek en Jahwe het donder en haal gegee en vuur het na die aarde uitgeskiet en Jahwe het haal op Egipte land laat reën. Toe Farao vir die hoeveelste keer nie wou luister en toegee aan die versoek dat die Israeliete kon trek nie, het Vader donder en haal en vuur gestuur as plaag. En uiteindelik na die 10de plaag trek die volk en word gelei deur 'n wolkkolom bedags en 'n vuurkolom in die aand. Sien, want die vuurkolom bring lig. Dit verlig. Dit maak dat ons kan sien. En die vuurkolom bring warmte in die koue woestynwêreld. En toe die Egiptenaars uiteindelik besef, hulle het 'n fout gedoen en die Israeliete agterna jaag, die woestyn in, het Jahwe weer eens ingetree. Eksodus 14 vers 24. Net so 'n paar hoofstukkies aan. Eksodus hoofstuk 14 vers 24. En in die môrewaak het Jahwe in die vuur en wolkkolom op die leer van die Egiptenaars afgekyk en die leer van die Egiptenaars in verwarring gebring. Ek dink so ek kon dit ook sien. Ek dink dit moes so skouspelagtige gebeurtenis gewees het, hoe hierdie wolk en vuurkolom, en ek wil sê dis 'n tornado met wolke en wind en vuur en alles, wil ek amper sê, de mekaar en stof en alles, en hierdie Egiptenaar weet nie watter kant toe nie. Hoe dit ook al sê, in die Ou Testament het Vader Jahwe wind en vuur gebruik om sy wil tot uitvoer te bring. Maar ons lees ook in die Ou Testament hoe dat die Gees soms oor iemand vaardig geword het om groot take en of wonders te verrig. Ons dink byvoorbeeld aan Moses en die 70 oudstes, aan Gideon, aan Elia, aan Elisa, aan Samson, aan Saul, aan koning Dawid en nog vele meer. Numeri hoofstuk 11 vers 25. Daarop het Jahwe neergedaal in die wolk en met hom, dis Moses, gespreek. En hy het van die gees wat op hom, Moses, was afgesonder en op die 70 oudstes gelê.
En terwyl die Gees op hulle rus, het hulle geprofeteer, maar daarna nie meer nie. En dan Rigters 14 vers 5 tot 6, wat gaan oor Samson. Rigters hoofstuk 14 vers 5 tot 6. En Samson het met sy vader en sy moeder afgegaan na Timna. En toe hulle by die wingerde van Timna kom, storm daar 'n jong leeu brullende op hom af. Maar die Gees van Jahwe het oor hom vaardig geword. En hy het dit verskeur soos 'n mens 'n bokkie verskeur sonder dat daar iets in sy hand was. Maar hy het sy vader en sy moeder nie vertel wat hy gedoen het nie. Dit is vir my so half komies. Nommer 1, ek weet nie wie van julle het al probeer om 'n bokkie sommer net so te verskeur nie. Dit vat nogals inspanning. Jy het eintlik 'n mes nodig om dit reg te kry. Nou, beeld jouself net die prentjie in, hier kom 'n leeu op hom afgestorm, al brullende, en hy verskeur hom sommer net soos 'n mens sommer net 'n bokkie verskeur. En dan gaan sê hy ook nie vir sy pa en sy ma nie. Want hy wil hulle nou nie ontstel nie. 1 Samuel hoofstuk 10 vers 6 en vers 10 oor koning Saul. 1 Samuel hoofstuk 10 vers 6 en vers 10. En die Gees van Jahwe sal oor jou vaardig word, sodat jy saam met hulle sal profeteer en in 'n ander mens verander word. Vers 10. Nadat hulle daarby Gebea gekom het, ontmoet hom met eens 'n groep profete, en die Gees van Elohim het oor hom vaardig geword, sodat hy onder hulle geprofeteer het. Die feit van die saak is, in al hierdie gebeure en verhale wat in die Ou Testament voorkom, lees ons dat die Gees net vir 'n wyle of 'n rukkie op iemand vaardig geword het, of in iemand vaardig geword het. Ons lees hoe dat Vader Jahwe die natuur gebruik het tot sy verheerliking, of hoe dat die Gees oor iemand vaardig geword het, of oor of op iemand gekom het. Ons sien hoe dat 'n persoon dan vir 'n tyd geesvervuld was, vir 'n sekere taak of 'n sekere opdrag wat die liewe Vader wou verrig, en dat die Gees weer die persoon verlaat het daarna. Die groot vraag wat ons onsself vandag moet afvra is, in watter tydvak wil ek en jy leef? Wil ons leef waar Vader Jahwe alles self moet doen, wind en vuur moet gebruik, en sy Gees sommiges van ons vir 'n wyle gebruik, soos in die Ou Testament? Of wil ons in sy diens staan met die volheid van die Heilige Gees, ja Ruach, konstant elke dag met ons? Dis die vraag wat ons onsself moet afvra. In watter tydvak wil ons leef? Is ons bereid om op te staan en as sy boodskappers en dienaars op te tree? Of moet hy maar eerder weer die winde en die vuur gebruik en sy Gees so af en toe oor ons stuur en ons bekragtig? Joël hoofstuk 2 vers 28 tot 29. Daar die baie belangrike profesie oor elkeen van ons hier. Die belofte van Jahwe deur Joël opgeteken in Joël hoofstuk 2 vers 28 tot 29. En daarna sal ek my Gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom en julle jongelinge gesigte sien, en ook op die diensknegte en op die diensmaagde sal ek in die dae my Gees uitgiet. Hier in die Ou Testamentiese tydvak, in die Ou Testamentiese era, kry ons die belofte van 'n beter tydvak. 'n Tydvak waarin sy Gees, ja Ruach, nie net soos in die Ou Testament vir 'n wyle met ons is nie,
maar waar Jaruach oor ons uitgegiet word. En hierdie woordjie uitgegiet beteken letterlik, jy vat 'n emmer en jy giet die hele emmer uit. Dis nie net 'n besprinkeling nie. Dis 'n totale oordompeling, 'n totale uitgiet. Uit die Hebreëus is daar 'n definitiewe verskil tussen wat in die Ou Testament gebeur het en wat hierdie belofte inhou. Hierdie belofte hou volheid en teenwoordigheid in tot op 'n sekere tydstip. Terwyl die van die Ou Testament en die Ou Testamentiese verhale met mate en vir 'n kort tydjie was, van korte duur was. Wanneer ons egter na die Nuwe Testament gaan kyk, is dit 'n heel ander verhaal. Johannes, weet julle wat beteken Johannes? Eintlik is sy regte naam Jokanan. Jahwe is 'n genadige gewer, of ook Jahwe gee genade. Johannes kry die openbaring deur die Heilige Gees Jaruach, wanneer hy die volgende aan ons openbaar in Matteus 3 vers 11. En dit staan ook amper woordelik so in Lukas 3 vers 16. Ek doop julle met water tot bekering, maar hy wat na my kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees Jaruach en met vuur. Hy sal julle doop met die Heilige Gees Jaruach en met vuur. Die Strongs Konkordansie gee die verduideliking van die woord vir gees in Grieks, pneuma, as die Heilige Gees, Jaruach, 'n stroom lig, asem, 'n briesie of wind. Dus bevestig Johannes die wind en die vuur van Jahwe in en oor ons lewens. Hy sal julle doop met die Heilige Gees Jaruach, met die wind en met vuur. Handelinge 2 vers 1 tot 4. Die verhaal van die eerste vervulling met die Heilige Gees Jaruach. Handelinge hoofstuk 2 vers 1 tot 4. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar. Let wel, hulle was almal eendragtig bymekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees Jaruach en het begin spreek in ander tale, soos die Gees Jaruach aan hulle gegee het om uit te spreek. Hier sien ons weer die brandende vuur en die wind van Jahwe wat die verandering gebring het. Die brandende vuur en die wind van Jahwe wat verandering bring. En die vraag wat ons onsself weer eens moet afvra is ons ook bereid om te verander vir hom? Of wil ons maar dieselfde bly, in ons gemakstoel bly? Bly waar ons is, waar ons in ons vertrekkie van tevredenheid is. Johannes hoofstuk 3 vers 8. Johannes hoofstuk 3 vers 8. Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees uit Jaruach gebore is. Uit hierdie versie is dit belangrik om die volgende te beklemtoon. Die Gees waai altyd konstant. Kan ek dit weer sê? Die Gees waai altyd konstant. Selfs die wetenskaplikes sê, as die weermense vir jou sê, daar's nie 'n wind nie, dan lieg hulle, want daar's altyd wind. Die tweede ding is,
die Gees waai waar hy wil. Ons kan hom nie voorskryf of voorsê nie. Ons kan hom wel nie toelaat nie. Soos deur jou vensters en jou deure van jou huis toe te laat, dan gaan jy nie die wind voel nie. So, nommer 1, die Gees waai altyd konstant. Nommer 2, die Gees waai waar hy wil. Nommer 3, waar die Gees is, gaan jy iets hoor. Waar die Gees is, gaan jy iets hoor. As die wind buite waai, dan hoor jy of die blare ritsel, of jy hoor die sagte van die wind wat waai. Nommer 4, jy's altyd onseker wanneer jy in die Heilige Gees opereer. Kan ek dit weer sê, jy's altyd onseker wanneer jy in die Heilige Gees opereer. Net soos wat jy altyd onseker is dit nou 'n noordweste wind? Is dit 'n noord-noordweste wind? Of is dit 'n wes-noordweste wind? En dan kom hy uit hierdie rigting en dan in 'n oogwind, dan kom hy sommer hierso. Jy's altyd onseker wanneer jy in die Gees opereer. En die 5de punt, ons is veronderstel om uit die Heilige Gees Jaruach gebore te wees. En ek het weer sê, ons is veronderstel om uit die Heilige Gees Jaruach gebore te wees. Psalm 29 vers 7 skryf koning Dawid so mooi. En hy sê, die stem van Jahwe slaan daar 4 vlamme uit. Nou eintlik 'n beter vertaling vanuit die Hebreëus en die Engels sou wees, die stem van Jahwe verdeel die 4 vlamme. En dit laat dink my nou weer aan Handelinge hoofstuk 2, waar die 4 vlamme op hulle gesien is. En is nogals interessant, dat die Hebreëse woordjie vir 4 vlamme, flames, in die Engels, ook 'n skerp punt of die punt van 'n spies of 'n swaard kan beteken. En dit laat dink my aan Hebreërs hoofstuk 4 vers 12, wat sê, want die woord van Elohim, die stem van Jahwe is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, vlamme, en dring deur tot die skeiding, die deling van siel en gees, en van gewrigte en murg, en is 'n oordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Dit is die woord van Elohim, sy stem wat lewend en kragtig is. Dit is die skerpheid en vlamme van die Heilige Gees Jaruach, wat deurdring tot skeiding en verdeling van die dieptes van die mens. Twee Samuel hoofstuk 23 vers 2. 2 Samuel hoofstuk 23 vers 2 is vir my so mooi. Daar staan, die Gees van Jahwe spreek in my, en sy woord is op my tong. Die Gees van Jahwe spreek in my, en sy woord is op my tong. As die Gees van Jahwe in u en met u is, wat verhinder of weerhou ons om te sê wat hy op ons harte lê? Kan ek dit weer vra? As die Gees van Jahwe werklik in ons is, wat verhinder ons om te sê wat hy op ons harte lê? Wat verhoed dat die Gees van Jahwe in en deur my spreek en werk? Daar is net een ding. En dis ek en jouself. Dis ek en jouself wat hom keer, wat hom terughou. Matteus hoofstuk 11 vers 10. Matteus hoofstuk 11 vers 10. Weet julle wat? Dit het tyd geword. Nee, dis nie wat daar staan nie. Ek sê, dit het tyd geword. Matteus hoofstuk 11 vers 10. Want dit is hy van wie daar geskrywe is. Kyk, ek stuur my boodskapper voor u aangesig, wat u weg voor u uit sal regmaak.
Van wie word hier gepraat? Johannes die Doper. Johannes wat beteken Jahwe is 'n genadige gewer of Jahwe gee genade. U en ek moet dus elkeen 'n Johannes word wat getuig van Jahwe se genade. Indien ons hierdie rol vervul, dan het hierdie teks en nog vele ander direk op ons van toepassing. Ons kan dus hierdie vers verpersoonlik deur dit as volg te lees. Want dit is u en ek van wie daar geskrywe is. Kyk, ek, Joshua, stuur my boodskapper voor u aangesig, wat u weg voor u uit sal regmaak. U en ek is veronderstel om die weg van Joshua te getuig, te vertel, sy waarhede te deel. Ek en jy, elkeen van ons. Ons is veronderstel om deur ons doen en late, deur ons woord en daad, die volk te rig, te leer, te lei, sodat hulle of wie kan reguit maak, volgens Jahwe se weë en sy wil. Ons aanvangsteks Psalm 104 vers 4, wat van sy winde boodskappers maak, van vuurvlamme sy dienaars. Weet jy wat, hierdie vers is nie meer veronderstel om ons deel te wees nie. Ons het 'n beter, meer volmaakte belofte gekry, wat ons moet gebruik en doen. Hebreërs hoofstuk 1 vers 7. En ek wil hê ons moet almal soontoe blaai. Hebreërs hoofstuk 1 vers 7. Ons het 'n beter, 'n meer volmaakte belofte gekry as hierdie een in Psalm 104 vers 4. Hebreërs 1 vers 7. En van die engele sê hy wel, hy wat van sy boodskappers winde maak, en van sy dienaars vuurvlamme. Nou dis interessant dat die Griekse woord wat gebruik word vir engele, het die betekenis van 'n boodskapper of 'n gesant, een wat gestuur is, 'n engel of 'n boodskapper van Elohim. Let wel, Jahwe maak nie nou meer van sy winde sy boodskappers en van die vlamme sy dienaars nie. Maar hy maak sy boodskappers winde en sy dienaars vuurvlamme. Hier word van u en my gepraat. Ons is sy boodskappers, sy gesante. Ons is die gestuurdes, die boodskappers van Elohim. En van sy boodskappers, ek en jy, sê hy wel, hy wat van sy boodskappers winde maak en van sy dienaars vuurvlamme. Jahwe Elohim, Abba Vader, sal ons as sy boodskappers die wind van die Heilige Gees, Ruach, gee, sodat ons sal waai en brand vir hom. Johannes hoofstuk 3 vers 8 staan daar, die Heilige Gees, Ruach, waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is. En hy sal ons as sy dienaars so kragtig gebruik, dat ons soos vuurvlamme, aangevuur deur die Heilige Gees, Ruach, tot uitbouing van sy koninkryk sal triomfeer in woord en daad. Kan ek dit weer sê? Hy sal ons as sy dienaars so kragtig gebruik, dat ons soos vuurvlamme, aangevuur deur die Heilige Gees, Ruach, tot uitbouing van sy koninkryk sal triomfeer in woord en daad. Volgens Hebreërs 1 vers 7 sê Vader Jahwe, ek, Jahwe almagtig, maak van my boodskappers winde wat waai deur die Heilige Gees, Ruach, en ek maak van my dienaars vuurvlamme wat 'n branding in my volk sal aansteek tot my eer en verheerliking. En dan dink ek aan Jesaja 40 vers 31, wat sê, maar die wat op Jahwe wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie.
Dis interessant dat die Hebreëse woordjie verwag se definisie is om angstiglik te wag of te soek. Om angstiglik te wag of te soek. As ek dit so kan verduidelik. As jy weet 'n baie belangrike gas kom, hoe laat is dit nou? Kom 12:15 hiernatoe. Wat gaan jy doen? Jy gaan net hier so op die bank sit en duimerol, nee, en jy sit en man wag. Nee, jy gaan hier uitkyk, okay, nee, is nog nie hier, kan ek net gou afstof en regmaak en nee, is nog nie hierso nie. Yes, kom ek gaan sit gou die ketel aan en ek sê die beker is reg. Nee, hy's nog nie hierso nie en dis wat hierdie woordjie beteken, maar die wat op Jahwe wag. Iemand wat angstiglik gekom wag. Hy kan nie genoeg kere kyk, hoor jy, is dit nou al kwaad? Nee, is nog nie. Die wat op Jahwe wag, wat so wag op hom, kry nuwe krag. Dit het tyd geword dat ons nie meer sit en wag vir Jahwe om iets te doen of vir 'n gevoel wat oor ons moet kom nie. Nee, maar dat elkeen van ons sal opstaan en sal begin doen, dat elkeen van ons angstiglik sal wag, sal soek, sal doen om hom te behaag. En ek wil afsluit met Psalm 104 vers 4 en Hebreërs 1 vers 7. Ons aanvangsteks, Psalm 104 vers 4. Wat van die winde sy boodskappers maak, van vuurvlamme sy dienaars. Ou Testamenties. Nuwe Testamenties, Hebreërs 1 vers 7. En van die engele van sy boodskappers sê hy wel, hy wat van sy boodskappers winde maak, en van sy dienaars vuurvlamme. Mag ons sy winde word, sy boodskappers, en mag ons sy brandende vuurvlamme word, sy dienaars. Amen. Kom ek buig die hoofde en dan sluit ons net af. Aba Vader, dankie vir u woord, wat lewend en kragtig is, en wat skerper is as enige tweesnydende swaard. Aba Vader, dankie dat u woord ons voed, ons dors kan les. Aba Vader, dankie dat u woord ons leermeester is, maar ook ons tugmeester om ons tereg te wys en ons terug te bring op die regte pad. Aba Vader, en hier waar ons nou vanoggend geleer het van die vuurvlamme en die winde, bid ons en vra ons dat u deur die Heilige Gees, ja Ruach, elkeen van ons sal aanblaas en sal aanvuur om werklik op te staan vir u, om werklik u boodskappers te wees wat vooruit sal gaan, gedryf deur die Heilige Gees, ja Ruach, aangevuur deur u, om u woord te bring, om uit te gaan en te getuig van die grootheid en die goedheid en die seën. Aba Vader, ek bid vir 'n wag voor ons mond, dat ons mond sal weerhou om die verkeerde goed te spreek, maar Vader, ek bid vir 'n oopsluiting van ons mond om te getuig van u, om die evangelie te bring, die boodskap van goeie nuus, dat die Allerhoogste God sy eniggebore seun gegee het, sodat ons wat verlore was, gered kan word, verlos is, en die geregtigheid van Jahwe Elohim geword het, deur Messia Yeshua. Vader, dankie vir u teenwoordigheid elke dag in ons lewens. Amen.